verby is. Ek dink in 'n vorige boek het ek selfs met die testament daarin. En dan groet ek almal met groot fanfare en so voort. So ek het in Openbare ook nou alweer gegroet, so ek weet nie of ek weer gaan skryf nie. Ons sal maar sien. Ek bedoel op hierdie stadium het ek geen behoefte nie. Nee, ek lieg. Ek het al klaar weer 'n storie hoe Koos Kieler gaan op reis. Maar dit is net 'n kort verhaal. Ek kyk om 'n lang boek te skryf is 'n fucking nagmerrie. Dit het my 60 ure gevat. En 24 bottels wyn. Ja, genien. Ek bedoel dit is verskriklik lang, want my breinkrag ek hardloop te vinnig. Ek kan nie 'n lang boek skryf nie. Hierdie is maar net toevallig 'n lang boek. Dit het begin as 'n kort verhaal, net om my bottel wyn af te sluk. En 'n volgende reis, jy sê in die boek ook jy wil graag nogal 'n slag jou vrou ook bietjie Rusland gaan doen. Ja. Sy aard daarby. Ek wil trein ry. Daar's vir my niks so lekker soos om trein te ry. En ons het ook voorreg gewees met Trans-Siberiese trein te ry. Ek het ook al die Trans-Sahara trein gery van Khartoum af tot in Wadi Halfa en uiteindelik tot in Alexandrië. So treinry is en ek en Nina het daai plan om die ek weet nie ek is so bang ek sê die Engelse woord circumcision, maar ek wil om die wêreld ry met 'n trein en jy kan dit doen. Ja, as jy so begin, kom ons sê hier iewers ter in Stockholm en jy gaan hier om en dan gaan jy Helsinki af tot in Sint-Petersburg en gaan jy trein tot in Vladivostok, die Trans-Siberiese en dan kry jy 'n skippietjie en dan gaan jy net oor in Alaska en dan klim jy op die treine daar en dan van Vancouver af gaan jy reguit tot Montreal toe en dan moet jy ongelukkig weer terug huis toe vlieg. Maar dan kan jy trein ry. Dit is ons groot droom. En maar ek en Callie sê altyd daar moet iets wees om na uit te sien. Jy moet altyd gebeur dit nie onmiddellik nie, dan moet 'n plan wees. Jy moet in ander woorde sit, want selfs die beplanning van so 'n reis is lekker. Dit al vat dit 2 jaar. Ons kom so af en toe met mekaar redelik meer toe as af en dan maak ons ook 'n botteltjie wyn oop want dan kan jy 'n kaart duidelik sien as jy nie 'n Kaapse wit onderlede. En dan beplan ons na een of ander ste plek. So dan ons het 'n plan, ek weet nie presies wanneer dit gaan realiseer nie. En dis die Ariel See en dan daarvan kan jy watter woestyn moet ons nou inneem na China en op pad Lasha toe. Kan jy nie naam onthou nie. Nee, dit is 'n lang naam. Lang naam, maar dit gaan 'n lang reis op wees. So ons kyk nou nog aan. Wel, dit maak my baie opgewonde want ek seker ons almal sien baie uit na nog boeke in die toekoms van jou reise, Johannes. Voor ons 'n paar vrae as mense wat vrae het. Kyk, wil jy ook van 'n stukkie folies uit die boek openbaar? Ja, ek het net so na die gehoor gekyk en gewonder watter enetjie sal ek nou lees. Soos julle weet is daar 'n gebedsgroepie in Gordons Bay wat probeer om uit my vloekgewoonte uit te bid. Ek het dit met groot pietyd hoor, ek het 'n briefie gekry van hulle. Maar nou is ek baie onseker, ek moet ander drol op sit, skies julle. Ek kan erom met so mense maak. Julle is nou op blur, ek gaan nou hierin op sit. Sien, julle moet dit aan die einde weer wees. Alright, ek het gedink ek sal miskien hierdie enetjie lees. Nee, miskien moet ek daai enetjie lees van die Assy. Ja, ek het hom gisterand voorgelees en ek gaan hom nie vanaand weer kan lees nie. Right, met kort aantekeninge bring ek my joernaal tot vandag op datum. Ek is nou alleen op reis. Al die mense is weg, ons het nou klaar hierdie plek gaan besoek en nou is ek alleen. En ek het nou plan om nog 'n paar plekke in Rusland te gaan besoek. En net voor dit het ek en een van ons ander vriende Roland op die Rooiplein gaan rondloop en ons het gaan soek vir snysterye want hy het uitgevlieg. Callie het 'n bietjie 'n dag vroeër uitgevlieg en toe sien ek hierdie Russiese helmet en ek wil die Russiese helmet hê en die ou vra my 5000 roebels daarvoor, is omtrent so amper net so onder R3000 en dis toe bietjie dik vir 'n dollar. En ek begin met hom onderhandel, maar met hierdie onderhandeling vind en hy's met gekamoufleer en hy sê nee, hy's 'n soldaat en hy het in Afghanistan gebeklei en ek sê ja, ek was in Angola en ek het van sy mense beklei. En toe begin ons nou toegeneigdheid toe mekaar kry en toe laat sak hy die prys van die helmet na 2000 roebels toe. Maar toe besef ek is nog nie seker of ek my plek op hierdie helmet in my rugsak het nie. En toe gaan ek op 'n verdere stap en toe kry ek die helmet vir 500 roebel en ek koop hom onmiddellik of ek nou plek het of nie. So dit gee net 'n bietjie agtergrond. Met kort aantekeninge bring ek my joernaal tot vandag op datum in Verkas hotelkamer toe. Maar lê in 'n hotelkamertjie het my nog nooit tot vreugde gestem nie.
Wat nou gemaak? Ek het alles in die onmiddellike omtrek van my verblyf platgeloop en sien glad nie kans om weer per moltrein na die Rooiplein te gaan nie. Ek het in elk geval daar alles gesien en beleef wat ek wou. Maar daar en dan, gegee die feit dat ek so 'n klomp geld op die helm gespaar het, besluit ek om die hotel se nagklub te gaan ondersoek. En die skamel, matroos geklede noontjies in die voorportaal het juis vir my so 'n afslag uitnodiging in die hand gevolg. Nie dat ek die regte klere dra vir die okasie het nie. Die hotel se paleiswagte kyk my juis so streng aan as ek instam, gestreng Etienne. Al is ek nou al 2 dae woonagtig, vra hulle telke maal in my passaat. Gestort, my hare netjies met kopdoek vasgebind en gewapen met die uitdeelkaartjie vertrek ek 10:00 die aand na die 4de vloer, daar waar volgens uitnodiging die poppe gaan dans. Moet sê, hier is nie regtig my koppie sop nie, maar ek troos myself dat ek met navorsing besig is. 'n Mooie meisie en 'n KGB-agent ontvang my. Die meisie is goed bedeeld en ietwat ondergekleed. Die agent is gesoet en getaai met bultende spiere. Ongeag my afslagkaartjie blyk dit dat die toegangsfooi vir inwonendes 900 roebel beloop. Dis amper 2 helmets se prys en teen die tempo sal ek die hele rooi leer kan uitrus. My anorak word afgegee en ek stap so dof flikkerende doefsaal in. Ek voel ietwat selfbewus. Ek word bewus van skraps geklede Evas oral rond, op banke, stoelietjies en tafeltjies. Is dit hoe 'n nagklub moet lyk? Wonder ek vervaard en kies reguit koers na die kroeg, heel aan die verpunt van die saal. My oog van 'n verhoogie waar 'n Russiese meisie ten volle half gekleed teen 'n paal aanbremel. Ek bestel 'n bier, dit kos my nog 'n helmet. Hierdie stuk navorsing gaan my sak ruk flitse deur my brein. Die kroegman bied my 'n spyskaart aan. Ek weet om die dood gaan ek nie hier eet nie, maar gooi tog 'n oog, net om my senuwees te kalmeer. Die spyskaart is so waar in Engels. Ek bekyk dit wat aangebied word. 7000 roebel, dan pluk 'n meisie haar boorstuk af. 9000 roebel, dan waai die stertriem. 20.000 roebel, dan neek sy in jy in 'n enetjie in 'n privaat suite en ensovoorts. Die aksies raak al hoe wilder, maar so ook die prys. Gegeewe my begroting besef ek navorsing het ook maar sy beperkinge. Om die kapitale uitleg wat in die betaalde toegangsfooi opgesluit is te realiseer, besluit ek tog om ter wille van navorsing die vleese wat uitgestal word deur te kyk. 'n Nuwe paaldanser is besig met haar passies. 'n Mooi, almal is lang donker kop skat ek so tussen die flikkerligte deur. Ek skyn die enigste toerist te wees. Om die waarheid te sê, daar's nie veel ander mense buite 'n halfkaal Evas nie. Die ander mans blyk die meisiekinders se boyfriends of beskermengele. En hakies, Lucifer was ook 'n engel gewees. So 'n vet maffia-baas is omring deur 3 of 4 vrouens met beringde vingers, snak hy champagne en bestel mengelbrankies vir sy entourage. Skielik word ek prooi. 'n Meisie kom op my afgepil. Dis 'n stamgenoot, menende nie 'n Rus nie, maar 'n ISSR satellietstaatproduk. Alhoewel sy lank is met 'n rokkie wat skaars haar naaltjie bedek, is die Mongoolse gelaattrekke onmiskenbaar. Ons knoop 'n geselsie aan en wragtig sy is 'n Jakutie uit Jakuts. Ons praat land en sand en albei van ons se geradbraakte Engels oor haar tuisdorp en omjak. Ek het toe ons net so aan die gesels gaan. Sy flikvloei spyskaart se rigting toe en besef dan dat hierdie armgat boer nie haar passaat terug Jakuts kan bekostig nie. En met I must go and dance verlaat sy die slagveld en gaan nestel teen die maffiabaas aan. Dan verskyn sy tog op die verhoogie en met pynlike amateuragtige ruk en rol passies probeer sy die paal verlei. Ek besef op nie dees nie van my nie, maar om tyd en ware om die tyd om te kry en ware uit my toegangsfooi te put, besluit ek dat ek nog 1 dansie sal uitsit. Ek weier egter om nog 'n bier te bestel. En dan die laaste dans. Sy is so lang lenige Amazone met gebuitelde gelaatstrekke, aristokraties saristies, voor my ontvou 'n stuk kunswerk homself. Dis so sensueel en artistiek dat dit my asem wegslaan. Sy dans letterlik daai paal in sy moere. Ek besef dat as jy weet wat jy doen en 'n meester is van jou nering, skep jy kuns. Soos die timmerman en skrynwerker met 'n stuk hout, soos die swyser met 'n stuk staal, soos die bouer met bakstene of die rekenmeester met 'n klomp syfers en 'n stel finansiële state. En toe daai kaalt Sarina die verhoog verlaat, toe staan die bloubil ondersteuner op en gee haar 'n staande ovasie. Miskien totaal buite konteks of geleentheid, maar sy verdien dit.